In die bulletin, die leefstyl audits van senior polisiebeamptes word bekendgemaak en Afrikaanse Taaldag word gevier. Goeiemiddag, dis Vrydag 14 Augustus. Welkom by Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Esmarie Eysel. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, die besonderhede van die leefstyl audits van senior polisiebeamptes bekendgemaak in 'n skriftelike parlementêre antwoord op 'n vraag van die DALP, Lisa Schikkerling. Kachalia sê dat hulle die afgelope 5 jaar op honderde ongeruimthede tydens leefstyl audits afgekom het. Volgens Kachalia sluit die foute hoofsaaklik verswee maatskappy-direkteurskappe in, asook die aankoop van voertuie en eiendomme wat nie met die amptenare se inkomste strook nie. Die aantal verdagte gevalle het boonop van 77 in 2021 tot 122 vanjaar toegeneem. 'n voorlopige lys van 2203 plaasmoordslagoffers is bekendgestel wat in September in Washington DC op Witkruise gedenk sal word. Die lys is deur die Idee-sentrum en voorspraakgroep Lex Libertas saamgestel en geverifieer as deel van die sogenaamde Witkruis-projek, waar tydens 3000 Witkruise op die National Mall vertoon sal word. Die groep sê die doel voor oë is om die menslike koste van plaasaanvalle onder die internasionale gehoor se aandag te bring. Die lys is nog nie afgehandel nie en lede van die publiek, in die besonder naasbestaandes van slagoffers, word versoek om die name, spelling en verwante besonderhede na te gaan, asook om enige onvolledige of ontbrekende gevalle aan te meld. Die Hooggeregshof in Pretoria het professor Hlengani Matebula se aanstelling as die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NSFAS tydelik opgeskort. Die bevel geld hangende 'n finale hofbeslissing om sy aanstelling amptelik nietig te verklaar. Regter Etienne Labuschagne het die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, boonop beveel om die regskoste van die 2 advokate te dek. Die aansoek is deur 7 voormalige raadslede van NSFAS gebring, nadat Manamela op 4 Mei die direksie ontbind en Matebula aangestel het. Die konstitusionele hof het die oliemaatskappy Shell se pogings om olie en gas langs die Weskus te ontgin verbied. Die hof moes bepaal of Shell en Impact Africa die ontginningsregte kon behou wat oorspronklik in 2014 toegeken is, ondanks 'n hofbeslissing dat die oorspronklike proses onwettig was. Die saak het gehandel oor of gemeenskappe langs die Wildekus behoorlik geraadpleeg is oor die voornemende eksplorasie en of hul regte en belange behoorlik beskerm sal word. Die drukgroep Climate Justice Charter Movement sê dat die uitspraak belangrik is omdat dit gemeenskappe se reg bevestig dat hulle kan weier dat gas- en olie-eksplorasie plaasvind. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek gaan strafregtelike klagte teen die Noordwes sakeman Suleiman Karim aanhangig maak. Dit volg nadat Karim herhaaldelik versuim het om voor die kommissie te verskyn omdat hy glo ongesteld was. Hy het vandag weer nie opgedaag nie, ondanks 'n bevel om in Julie te verskyn. Die voorsitter, regter Mbuyiseni Madlanga, sê dat die besluit nodig is om die integriteit van die kommissie se werk te beskerm. Zambië se verkiesingskommissie het die tel van stemme na gister se presidensiële, parlementêre en plaaslike verkiesings opgeskort weens beweerde aanvalle op verkiesingsbeamptes by stemlokale en die diefstal van stembriewe uit stembusse. President Hakainde Hichilema stel homself vir 'n tweede termyn van 5 jaar verkiesbaar. Brian Mundubile is die sterkste opposisiekandidaat.
Die verkiesingskommissie het vroeër aangedui dat hy die uitslae van die verkiesing teen Sondag wou bekend maak, maar het in 'n verklaring gesê hy sal die besluit om die telproses op te skort binne 24 uur hersien. En brandbestryders in Brittanje spook steeds om verskeie veldbrande in bedwang te bring te midde van stygende temperature en droogte toestande. 6 eiendomme is deur 'n brand in sentraal Engeland, Stourbridge, verwoes en inwoners is ontruim. Die hoofbrandweerbeampte Simon Toohill sê dat sommige van die brande opsetlik gestig is. 3 brandbestryders is reeds in die hospitaal opgeneem. En vandag is Afrikaanse Taaldag plesierig gevier. Op 14 Augustus vier Afrikaanssprekers die ontstaan van die taal, want dit is op die dag wat die Genootskap van Regte Afrikaners, die GRA, in 1875 gestig is. Sowat 7,2 miljoen mense in Suid-Afrika praat Afrikaans as 'n eerste taal en sowat 10 miljoen as 'n tweede of derde taal. Die taal se sprekers meen dis 'n fees om Afrikaans te wees. Waarom wil jy Afrikaans wees? Kyk, ek het nie Afrikaans gekies nie. Afrikaans het my gekies. Maar ek is baie dankbaar daar, want waar in die wêreld gaan jy nog 'n beter woord kry as lekker? Want lekker kan enigiets beskryf. So Afrikaans is lekker. Afrikaans is my net 'n lekker taal en ek het 'n aaklige, vieslike Engelse aksent, so Afrikaans is al wat ek het. Afrikaans is 'n absolute unieke taal en dit is lekker om in Afrikaans te kan lekker sê. Die woord lekker is al klaar lekker. En dan is daar woorde soos lukraak. Mense gaan dit nie in 'n ander taal kry nie. Dit is lekker om Afrikaans te wees. Op 14 Augustus vier die Vriende van Afrikaans ook die Afrikaanse geskrewe woord met Koop 'n Afrikaanse boekdag. Graffiti-boeke, wat al vir 2 dekades in die verkoop van Afrikaanse boeke spesialiseer, se topverkopers word ook elke week deur Afrikaanse literatuur oorheers. Graffiti-boeke se eienaar, Leonie van Rensburg, meen Afrikaans is nog lank nie koud nie. Wat my opgewonde maak oor dae soos vandag is wanneer jy weet dat Afrikaanse boeke nie besig is om uit te sterf nie. So vir daai doemprofete daar buitekant wat dink Afrikaans is besig om dood te gaan, dit is nie. Afrikaans is lewendig, dis aan die gang en dit maak my geweldig opgewonde om te kan sê ek is lief vir Afrikaans en ek lees Afrikaans. En dit bring ons aan die einde van die visuele bulletin in Afrikaans hier by Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk en geniet dit om Afrikaans te praat. Tot volgende week.